Baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier saam met julle te wees. En ek het 'n woord wat ek wil deel, maar dit is 'n stuk wat eintlik regtig in my hart sit. Vir die afgelope, ek weet nie hoe lank nie. Dis dit 'n ding wat ek kan nie sê stoei nie, maar wat regtig in my hart brand. En ek bid dat die Here my sal help, die Heilige Gees sal help dat ek dit reg oordra. En ek vertrou dat dit wat ek nie sê of verkeerd sê, dit is in my mond en julle ore, die Heilige Gees dit sal dit mooi regstel. En maar ek wil 'n bietjie praat net oor dat ons het die Here se salwing en karakter nodig. En ons het karakter nodig om sy roeping in ons lewens te vervul, maar ook as om kinders van die Here te wandel. En ek dink veral in die tyd en die wêreld wat ons nou in leef, het ons regtig sy salwing en as ek sê sy salwing, daai bonatuurlike krag, die werking van sy Gees wat ons help om die bonatuurlike te doen. En dit kom van die Here af. Dis iets wat die Here vir ons gee. En maar dan is daar 'n tweede element wat ek dink baie keer as ons dienste moet hou vir genesings en wonderwerke en goeders, dan sit jou auditoriums en jou sale sit vol. Maar ek dink as jy moet sê ons gaan praat oor karakter, dan sit nie die dan sit nie die getroues vandag en sit in die banke. Ja, die met karakter. En ek dink dit is geweldig in die tyd wat ons nou leef, is daar 'n element, en jy weet, as dit kom by karakter, dan is daar verantwoordelikheid op ons. Die Here se genade help ons, hy gee vir ons krag, maar karakter het baie te doen met jou keuses, jou besluit. En ons het beide nodig. So ek gesê het, ons het kom hy nou deur. Ek het salwing nodig, so ek gesê het, ek het salwing nodig om sy roeping te vervul. En ek het karakter nodig om getrou te bly aan sy roeping. Ek wil weer sê, ek het salwing nodig om sy roeping te vervul, maar ek het karakter nodig om getrou te bly aan sy roeping. En as net so 'n paar twee skrifversies wat ek wil deel, net as 'n basis rondom die dinge wat ek wil gesels. Die eerste een is Genesis 4 vers 7, wat hy sê, en die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar die Here moet heers daaroor. Ja. Nee, hy sê die sonde lê en loer, en sy begeerte is na jou, maar die Here kom en hy sê vir ons, en is belangrik hierdie aspek, en hy sê, jy moet daaroor heers. En die tweede gedeelte is 2 Korintiërs 6 vers 7, en in die nuwe vertaling sê hy, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. En wat belangrik is, dink ek, is dat my en jou, ons uiterlike dade, ons leefwyse, my gedrag, hoe ek optree, behoort 'n refleksie en 'n manifestasie te wees van die Heilige Gees wat in my woon. Dit behoort 'n refleksie te wees van die Here se roeping op my. En die vraag, wat 'n belangrike vraag is vanoggend is, hoe lyk my gedrag in my lewe daar buite? Hoe lyk my leefwyse elke dag? Francis Frangipani, ek weet nie of ek sy naam reg uitspreek het nie, sê die volgende, sorry, ek het vingermoeilikheid. Victory begins with the name of Jesus on our lips.
but it will only be consummated until the nature of Jesus is in your hearts. Presies daai ding. Actions speak louder than words. Oorwinning begin met die naam van Jesus op jou lippe, maar dit sal nie voltrek word totdat die karakter, die aard van Jesus in my en jou hart is nie. Nou wil ek weer sê, hoe lyk my en jou gedrag? Hoe lyk ons leefwyse daar buite? Kan mense sien dat ons kinders van die Here is? Jy sien, dit is baie maklik om te praat. We talk the walk, but are we walking the talk? En ek weet nie wat die oorsaak is nie. Baie ons praat van die hypergrace teachings. Ek weet nie van die goeters nie. Ek leef regtig onder die genade van die Here. En dis nie die genade van die Here wat ons kry by plekke en wat ons in staat stel om te doen wat ons moet doen. Maar as my so hartseer, as ek sit en ek tussen mense beweeg en jy luister na kinders van die Here, dan is my die hartseer, dat as ek, dan sit baie keer mense wat ek ken, ons stap onder die vaandel van ek is kind van die Here, maar my leefwyse lei nie op nie. En is, dink dit is baie keer 'n hartseer, ek wil nie sê is van die Here nie, van die Here se hartseer wat hy beleef. Maar my lewe moet 'n getuienis wees van hom. En ons het op 'n plek gekom, of nie, ons nie, ek veralgemeen nou seker, maar wat ek baie oplet en sien die laaste tyd is, dat ons begin meer soos die wêreld te lyk, te ryk, te klink. Ons is Sondag, dan is die hande in die lug en ons prys die Here en ons stap die pad. Dan Maandag, dan klim daar so 'n ander persoonlikheid wat uitklim. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. En ek wil net twee manne as 'n voorbeeld, twee bekende manne in die woord, wat ek net wil kom voorstel, met deel vanoggend as ons kyk na hulle lewens. En ons kan geweldig baie by hulle leer. En daar's soveel oor hulle gepreek. En die eerste ene was Josef. Het Josef salwing gehad? For sure. Maar dan kom die karaktertoets. Sy broers verkoop hom, ons ken sy verhaal, sy broer verkoop hom in slawerny, en hy beland in Potifar se huis, en hy werk as 'n slaaf in Potifar se huis, en die guns van die Here is so op Josef, dat Potifar stel hom aan as eintlik, hy is die tweede in bevel in Potifar se huis. Inteendeel, hy beheer alles in Potifar se huis. Hy run die household. En dan lees ons in die skrif dat Josef was fris gebou en mooi van aansien. Hy was 'n handsome dude gewees. En dan Genesis 39 vers 7. Potifar se vrou kom en sy sê vir Josef, kom hou gemeenskap met my, kom lê by my. Maar hy wou nie. En hoor wat sê hy vir haar. Hy sê, hy het vir Potifar se vrou gesê, meneer, Potifar steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u. Want u is sy vrou.
Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Het praat van, daar's karakter in daai stelling wat hy maak. En dan lees jy verder, vers 10. En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het en hy na haar nie wou luister om by haar te lê, om met haar gemeenskap te hou nie. Nou kan jy dink, hierdie vrou, ek neem aan Potifar was nogal 'n mooi vrou seker, ek neem aan was nogal 'n okay, ja, ek moet nie, sy was 'n grand vrou gewees, mooi vrou. En dag na dag kom sy, en sy soat hom. En weet wat, hy het eintlik 'n ideale geleentheid. Want sy gaan nie uitpraat nie. As hy by haar 'n affair het en hy begin saam met haar kuier, sy sal nie waag om uit te praat nie. Die kans is goed, hulle sal haar, ou Potifar sal haar. Hy sal haar doodmaak. So hy kan maar weet, seker redelik veilig wees, sy gaan hom mond hou. So dag na dag, lees hy by 'n man, hy sê nee, my wapen vir verdediging en aanval, is om die wil van God te doen. Dan kry ons 'n tweede karakter. Rigter 6. Rigter 16 sou ek sê. En vers 1. En Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer, 'n prostituut gesien en by haar ingegaan. Samson kan nie eens een versie hou nie, man. Hy sien die pop en dadelik hy het by haar ingegaan. Het Samson salwing gehad? Verseker. Maar het Samson karakter gehad? En die vraag is, watter een van hierdie twee manne sal jy wil hê moet by jou dogter kom kuier? Watter een sal jy hoop jou dogter sal mee trou? En weet wat jy lees, verskeie plekke in Samson se verhaal, dan lees jy hoe die gees van die Here het oor hom vaardig geword. Daai salwing van die Here het hom in staat gestel om kragtige, fenominale goeders te doen en te bereik. Maar toe hy by die vrouens kom, dan lees jy nie, en die gees van die Here het oor hom vaardig geword nie. Samson moes kies. Samson moes kies. Ek en jy moet kies, ons het 'n keuse. En daai karakter het gekort by Samson. Daai dissipline, daai selfbeheersing, sien dit nie, ons sien Samson se lewe, daar's 'n karakterflaw. En die hartseer is, dat wanneer ons nie daai dissipline, daai selfbeheersing, wanneer ons nie die karakter in ons lewens inbou en bou en toelaat dat die Here daai karakter in ons vorm, dan kan ons op 'n plek kom soos wat Samson, Rigter 16 vers 20, en hy het nie geweet wat die Here van hom gewyk het nie. Hy het nie eens agtergekom, maar die Here is nie meer saam met my nie. Die Josef het salwinge karakter gehad, alles reg gedoen, en dan tog beland hy in die tronk. Ek het net my hart regtig vroeg vanoggend gisterand laat. Ek beleef hoeveel manne wat inluister, wat vanoggend hier sit, wat jy al gevoel het. Maar ek voel my, ek doen nie dinge reg. Ek probeer regtig, Here. Maar Here, die dinge loop nog skeef in my lewe. Here, dat aanslag hou net aankom. En dit voel vir jou partykeer dat maar die Here my dan gelos. Nou ek wil vanoggend, waar ek net regtig vir jou net
net so aan die kant af insit en deel, dat die Here het jou nie verlaat nie. En as in tye wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit rof gaan, wat jy nie moet toelaat, dat jou emosie en die geraas wat daar buite is en die stemme van ander jou op die verkeerde denkpatroon omplant by jou. Dat jy in 'n verkeerde denkrigting begin beweeg. Moenie toelaat dat jou emosie jou begin mislei, want bedrieglik is die hart. En dan skielik begin jy emosie, jy voel, maar die Here het my verlaat. Dit voel vir jou, die Here is nie met jou nie. Mense, die Here is nie met jou omdat jy so voel nie. Die Here is met jou omdat hy gesê het, hy's by jou. Hy het beloof, ek sal jou begewe, ek sal jou nie verlaat nie. En ons lees in Josef se verhaal, hy sit in die tronk, maar dan lees jy, maar die Here was met Josef. En ek wil jou net kom aanmoedig vanmôre, moenie kyk na die omstandighede om te dink, Here, waar is hy? Hy's daar. Hy's besig. Hy werk. Net omdat jy nie sien wat hy doen nie, beteken nie hy's nie besig met goeders nie. Hy's besig om te werk in jou lewe. Maar wat ek en jy dringend en so brood nodig het, is daai karakter, daai selfdissipline, daai selfbeheersing om aan te hou om te volhard. Hebreërs 10 sê dit so mooi, vanaf vers 35 af. Die nuwe vertaling sê hy, julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. En ek wil jou kom aanmoedig, moenie jou geloofsvertroue langs die pad verloor nie. Hou vas aan die Here. En ek wil vers 36 af lees met hoe hy skryf in die Amplified. Hy sê, for you have need. Weet jy waar is daai? Alright. Right, nou die skrifvers daar sal opgesit nie. Hy sê, for you have need of steadfast patience and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, and thus receive and carry away and enjoy to the full what is promised. Wat weer lees, hoor mooi wat hy sê. Hy sê, for you have need of steadfast patience and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God. Dit praat van karakter, daai endurance, daai steadfastness, daai standvastigheid, om vas te staan, die geduld. Ons kom by geduld, moenie bid en vra, Here gee my geduld nie, moenie daai ding van daai. Maar jy bid en sê, Here, gee my geduld asseblief, en dan 6 maande later, dan laat die Here jou wag. En ons daai standvastigheid, dis karakter wat ek en jy nodig het. Hy sê, for you have need of that steadfast patience and endurance, so that you may perform and fully accomplish the will of God, and thus receive and carry away and enjoy to the full what was promised. Daar is baie die gedagte en idees en goed wat sê dat dissipline jou vryheid beperk. Maar daai stelling, daai gedagte is juis wat jou beperk. En jy sien selfdissipline, selfbeheersing maak, dit stel jou eintlik in staat om die regte keuses te maak, om die lewe te kan kies. Dit stel jou in staat om nee te sê vir die geraas en die afleidings en ja te sê vir die dinge wat nodig is om my by my bestemming uit te bring.
So ons het daai dissipline nodig. Ek en jy het die karakter nodig. Onthou, salwing is 'n geskenk van die Here. Hy gee dit. Ek dink die Here is nie beïndruk met ons, die salwing op ons, want dit is sy salwing wat hy gee. Hy is nie beïndruk met die gawes en ons talente, hy het dit vir ons gegee. Maar karakter, dis 'n ander storie, want jy sien, dis jy wat moet kies. Jy bepaal karakter. Ek het so 'n paar stellings wat ek net met jou wil deel, as dit kom, rondom die goed van karakter. Mahatma Gandhi het gesê, vryheid sonder dissipline is vals. En dit hoef nie daaroor uit te brei nie. Les Brown het gesê, the fact is, self-discipline is only punishment when imposed by someone else. When you discipline yourself, it's not punishment, it's empowerment. Dit stel jou in staat, soos ek gesê het. Discipline is doing what you really don't want to do, so you can do what you really want to do. Sien, dissipline is die dinge, ek doen die dinge wat ek nie wil doen, om die dinge te kry wat ek nog altyd wil hê. Janla van Zandt, hy het gesê, you must develop the discipline to think right, and it will give you the discipline to act right. Wat is die gedagtes wat deur my en jou hart loop? Jim Rohn het gesê, we must all suffer one of two things, the pain of discipline or the pain of regret and disappointment. We must suffer one of two things, the pain of discipline. Dissipline kos 'n prys. Dissipline is nie altyd lekker nie. Want as dit lekker was en eenvoudig was, ons almal het, dan was nie 'n probleem nie. Dan het ek iets 'n nice maklike onderwerp gekies te praat oor Paul. But we must all suffer the pain of discipline or the pain of regret and disappointment. En hoeveel keer kom spyt nie as gevolg van, ek het geweet ek moes 'n ding doen, en ek het hom nie gedoen nie. Ek wil weer sê, ons wapen van aanval en verdediging, is om die wil van God te doen. En dan is daar 'n volgende stelling, wat vir my belangrik is, en ek wil jy moet regtig net bietjie dink oor hierdie ene. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Weer sê, if you don't sacrifice for what you want is going to become the sacrifice. Kom ek vertel jou. Ek het redelike gesondheidsuitdagings al gehad in die afgelope klompe jare. Ek het 'n plek, ek versamel stente. En ek het baie spring in my, en ek bær daarna, ek traal daarna by my hart. En ek het nou, so 'n klompie maande terug, het ek nou my 5D ingekry. En toe ek met die dokter praat, en die kardioloog en die goedersteller, hy sê vir my, ek lê wakker as hulle die goeders doen. Nou die tweede ene wat ek gekry het, die 5de ene wat ek gekry het, ek hoor hoe praat hy met die manne, en hy praat met my, en hy sê vir my, hoor hierso, hierdie is ernstig, hoor. Hy sê, hoor jy het nie jou simptome, jy het nie aangesit nie, hoor. En hy werk, en hy sê vir die ouens, dit kan nie wees nie, want ek het binne 8 maande 2 stente gekry. Hy sê, dit is onmoontlik. En toe hy klaar is, kom staan hy by my, en hy sê vir my, hoor jy, hierdie was 'n close call gewees. Ek sê van dok, maar wat nou, hoe? Ek sê, ek het nie vir jou antwoorde nie, ek weet nie. Ek sê, maar, ek het so gesê, betaal jou baie geld, dis nie slim ou, jy. Ek sê, ek weet nie vir jou antwoord nie, en in 'n geval, Jan ken hom, John,
kramp en hy vertel van 'n dokter in Kreersdorp en ek kom by haar uit. En sy begin om my te behandel. En 'n groot deel van die behandeling is, ek moet my eetpatroon, my leefwyse verander. Nou ek is nie oorgewig nie, ek het net opgekropte gevoelens. Maar ons begin, en van die goed wat sy toe nou sê is, en ek het dit toe alreeds begin doen, is ek moet suiker sny, en ek moet goed soos brood sny. Ja, en ek weet van die manne, ek sien nie die koppe wil almal smaak. Ja, wat bly hoor, presies. Ja, en ek is lief, so lief vir 'n brood, 'n ciabatta of 'n sourdough broodjie. Maar ek het 'n keuse. En dan wat hy gesê het, if you don't sacrifice for what you want will become the sacrifice. Ek soek 'n langer lewe. Ek soek gesondheid. Ek wil nie nog springs hê nie. Dan spring in my hop in my stad, dan spring in my stap, maar nie nog springs nog by my hart nie. So if I don't sacrifice for what I want, what you want is going to become the sacrifice. As ek nie die pad gaan stap om leefwyse veranderings te maak nie. Dis nie 'n diet nie. Diets begin altyd op 'n maandag en nie goed hou nie. Nee. Dis 'n leefwyse verandering. As ek dit nie doen nie, dan die gesondheid wat ek graag wil hê, gaan die sacrifice word. Ek gaan dit prys gee. En sacrifice kos 'n prys. Maar jy sien, as dit nie 'n prys kos nie, dan is dit maar net 'n bydrae wat jy lewer. Sacrifice kos, vat in jou. En ek voel hom. En as jy so 'n tyd, ek is nou so, nou is ek 2 maande, 2,5 maande, amper 3 maande. Ek die pad stap. Ek weet wat jy uitdaging, julle as jy inloop by so verbyloop, hierso by Gasgates moes so, wat sê Lucky Bread, nou plek, hulle kan brood bou. Nee, as ek daar verbyloop, dan hoor ek hoe sing daai ciabattas en daai sourdoughs. Ek verlang na jou. Die sonde lê en loer vir jou en sy begeerte is na jou. Jesus, daai brood roep my. En ons gaan uit, ons het nou die aand groep wat ek by betrokke is, wat ons opleiding doen. So, eerste keer in 5 jaar wat ons kom by mekaar kom en ons saam gaan eet en kuier en as hulle bestel toe, hulle gee die menu en bestel nou, probeer ek nou mooi gesond eet en alles, maar daar's ons 'n nagereg. So apple and peanut pie. Maar wie hy praat met my, hy roep my daai ding. En ek bestel hom. En Amanda, my vrou sê, moet jy daai ding eet? Ek sê, ek het allerhande verskonings. Ek het goeie redes. Ek sê, nee, ek wil net toets en kyk wat gebeur as ek dit eet. Mens, ek het baie oomblik het jy nie salwing nodig nie. Jy het 'n klein selfbeheersing en dissipline nodig. Maar manne, ek vat die eerste hap. Hap hom, hy het so 'n shortbread deegie. Hy lyk net so, toe hom neersit, lyk hy so 'n garage pie. Ek hap die eerste hap en Amanda sê, hoe proe hy? Ek sê, is niks interessant nie, ek vat die tweede hap. Mense, dit proe soos die hemel. Ja, ek eet daai pie, maar ek eet hom so 3/4 en ek gee vir Amanda so 'n stukkie en nou los ek nou die pie. En daai oomblik, wat ons daar klaar is, ons stap terug kar toe. En weet ons nog nie eens by die kar gekom nie, sê ek vir Amanda, hoor jy, het voel asof ek gedrink het. Ek dink aan my BC daar. My kop draai. Het voel van die suiker. My kop draai. Ons ry
Sy vra my, is jou kind te bestuur? Ja. Ons reg, voordat ek by die huis kom, te begin die hoofpyn. Net daai nag voel ek, my maag is nie reg nie. You don't sacrifice what you want. What you want becomes the sacrifice. My wandel met die Here in karakter gaan sacrifice vat. Dit gaan jou prys kos, want jy gaan vir jou vlees moet sê nee. Jy sien baie keer mense, ons kom in die verwarring is, nou ry ons op die pad, dan staan hier die simpel borde hier langs die pad, wat sê 60. Maar dan ry ons, die 60 het gelyk soos 80. Maar dan gaan ons oor die spoed, en dan gebeur dit, dan spring daar so 'n ouetjie daar voor in die pad. Dan begin hy, dan wys hy vir jou al klaar. En weet wat, ek weet julle doen dit nie, maar as jy ons daar buite, en ek, dan begin ons geestelik te raak. Dan begin ons geestelike oorlogvoering doen. Nou begin ons daai man wat daar doen, sy job doen, dan begin ons hom te bestraf. In die naam van Jesus, ek bestraf jou, vyand, los, gaan, julle, ons bid in tale, doen dit, ons haal al die tools uit die boks uit, en ons roer daai man. Jy sien, voordat ek en jy beklei, en in 'n geveg gaan, is dit goeie raad om te identifiseer, wie is eintlik die vyand? Jy sien, ek dink, my opinie is, ek dink ons gee vir die vyand gaan te veel eer. Ons sou baie keer, ja, maar die duiwel dit, hy love it. Because hy word die fokus. Hy is op die stage. Hy is in die middel van die verhaal. En ons gee vir hom eer, wat hom nie toekom nie. Maar jy sien, dit was nie die duiwel gewees nie. Dit was plain, ons het nie karakter toegepas nie. En baie keer is ons besig en ons veg teen die vyand, ons beklei teen die duiwel, en ons doen nie die geestelike oorlogvoering, maar die Here kom en dan sê hy weerstaan die hoogmoediges. Wat anderster is dit as hoogmoed? Want ek dink, ek was beter gewees as Ariel. Dis uit 'n plek van hoogmoed en pride, nou wil ek die spietkop aanvat. Maar eintlik, jy kan maar bid en bestraf soos jy wil, want die Here sê, die Here weerstaan die hoogmoediges. Dis nie die vyand wat in jou pad staan nie. Dis beteken dis die Here wat in ons pad staan. Dis hy wat verander in jou pad en jou briek. Ons wil nie verantwoordelikheid vat nie. Jy sien, my vlees is baie keer die grootste uitdaging. Ons sit met huweliksmoeilikheid. Dis baie keer because you're not prepared to sacrifice. If you don't sacrifice for what you want is going to become a sacrifice. Ons begeer 'n dieper wandel saam met die Here, dieper pad saam met die Here. Om daar te kom, gaan sacrifice vat. Want jy gaan vir jou kussing en jou matras en jou kombersies moet sê, ek sacrifice my slaap. En jy sien, sacrifice, as ek gee iets prys wat waardevol is, om iets baie meer waardevol te kan kry. En partykeer die dinge wat ons moet sacrifice, ons dink dis waardevol. Ons dink dis kosbaar. Ons dink dis belangrik. Maar eintlik is dit net my vlees wat praat. Ons grootste uitdaging is ons vlees. En ek en jy daai dissipline en karakter nodig. Kolossense 3 vers 1
skryf hy en hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dan gaan hy en dan sê, maak dood aan julle lede wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstok, slegte begeertes en gierigheid en afgodediens, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God kom oor die kinders van die ongehoorsaamheid, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Hy sê maar nou, so ek hoop, ons het al gedeel met van daai goeders. Hy sê maar nou dat ek 'n pad stap saam met die Here. Hy sê maar nou, moet julle ook dit aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Hy sê lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper, tot die volle kennis van God. Hy sê beklee jou met die nuwe mens. Om my te beklee met die nuwe mens beteken ek moes iets uittrek voordat ek die ander ding kan aantrek. Nou, ou natuur moet ek uittrek. En dit is 'n nuwe natuur wat ek aantrek. En daar's 'n wandel wat karakter gaan vereis. En die uitdaging wat ek wil vra vanoggend is, dink mooi, kyk self na jou eie lewe. En dan sê baie mense, ag man, moenie my onder die wet weer plaas nie, jy raak wetties, jy skrik, nee. Don't shoot the messenger, dis wat die Here sê. Hy sê, moenie hierdie goed doen nie. En baie van daai goeders, dit gaan eenvoudig, dis selfbeheersing. Die Here sê, ek het vir jou gees gegee van krag, van liefde, en selfbeheersing. Vrug van die Gees, een van die vrugte van die Gees. Selfbeheersing. En ons het altyd verskonings oor hoekom ons dit nie wil doen nie. Weer sê, as dit maklik was. Nee, dit gaan effort vat. Ek en jy moet dit insit, want hy het vir ons, hy rus ons toe. Alles wat ons nodig het om 'n godsvrugtige lewe te leef, het hy vir ons gegee. Ek wil weer vra, hoe lyk my en jou lewenswandel? Die mense en die kollegas, die mense wat ek mee werk, kan hulle Christus, kan hulle die Heilige Gees in my lewe sien? Klink ek soos hy? Ryk ek soos hy? Loop ek soos hy? We talk in the walk. Die vraag is, but are we walking that talk? Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen, wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Vers 23, dan sê hy, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense. As ek lieg, is ek besig om dit vir die Here te doen? As ek my hartseer is, kinders van die Here, ons kan baie keer profeteer, ons kan geestelike oorlogvoering doen, ons kan Bybelversies quoteer, ons betaal nie ons skuld nie. My ja is nie my ja nie. Maklik om te lieg vir ouens.
Maklik om ontrou te wees dalk met jou vrou. Is ek besig om te doen alles wat ek doen, asof ek dit vir hom doen. Toe het skeefloop vir Josef en hy beland in die tronk. Hy hou aan om dit te doen, wat hy doen asof hy dit vir die Here doen. En die Here was met hom. Ag, en jy het karakter, daai selfbeheersing en daai selfdissipline nodig. Want dit gaan my in staat stel, soos ek gesê het, in Hebreërs 10. Ekskuus. Om sy wil te kan uitleef. Ek kan nog seker baie gaan my goeders deel met julle volgende. Maar ek wil jou uitdaag. Om regtig te gaan kyk hoe lyk jou karakter volgende. En ons vra, hoe gaan ons dit reg kry? Paulus sê, Filippense 4 vers 13, want ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat vir my die krag gee. Sien, die Here gaan nie vir jou iets van jou iets verwag, wat hy dink jy gaan jou eie vlees moet regkry. Gaan dit nie jou eie vlees, jy gaan nie jou eie krag regkry. Hy gee vir my en jou die krag. Hy gaan my en jou help. Hy sê, ek is tot alles in staat. Ek gaan in staat daartoe wees om sy wil in my lewe toe te pas. So laastes, gaan ek die skrifwerk deel. Dan kyk ek hom daarop. Om kry. Ek het hom toe nou opgesit nie, sorry. Maar los daai nou daar, laat hy ons dink. 2 Petrus 1 vers 3. Dan sê hy, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Die nuwe Afrikaanse vertaling, die 20 vertaling sê, hy het ons alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. Ek dink een van die uitdagings wat ons het vandag is, ons het ons vrees vir God verloor. En as ek bedoel vrees vir God, dis nie daai bang vir die Here, maar is daai respek, daai awesomeness, daai reverence, praat die Engelse van. Ons het dit verloor. Familiarity breeds contempt. Ons het baie in ons verhouding, dink ek, baie keer, dan raak ons amper familier met die Here. Hy sê ons, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe tot godsvrug dien, wat tot godsvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons ook die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Die vertaling sê, daardeur kan julle die verderf vlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Hy sê, en juist daarom moet julle met die aanwending van alle ywer, jy moet die effort insit, jy moet werk daaraan, sê hy, alle ywer, aanwending met alle ywer, by julle geloof voeg, die deug. Wat is die deug? Dis morele uitnemendheid. Hy sê, en by die deug, die kennis, en by die kennis, die selfbeheersing, en by die selfbeheersing, die lydsaamheid, en by die lydsaamheid, die godsvrug, die godsvreesendheid.
Hy sê en by die godsvreesendheid, die broederliefde, en by die broederliefde, die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy wat hierdie dinge nie want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Gaan lees weer 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Laat toe dat die Heilige Gees met jou werk. Hy sê dis ons moet die ywer insit. Voeg hierdie dinge by. En laat ek en jy geken word aan ons karakter. Petrus praat ook en hy sê, weet wat, as die mense van jou gaan sleg praat, soos van kwaaddoeners, laat hulle van julle goeie werke en julle voorbeeldige lewe, laat hulle daarvan praat. Ek en jy moet 'n voorbeeld wees daar buite. Ons moet 'n lewende getuie wees. My lewe moet getuig van hom wat in my is. Ek gaan afsluit. Ek wil vra dat staan net vir my asseblief, staan saam met my. Nou jy het 'n keuse, jy kan kies as jy dit wil doen. As jy nie wil nie, dis reg, dis nie 'n probleem nie. Maar ek wil vra, steek net jou regterhand en lig op. En nou skreeu, so hard as wat jy kan. Prys die Here, ek gaan tot 3 tel. 1, 2, 3. Prys die Here! Nou mense, daai vermoë wat jy nou net gebruik het om te kies om jou hand op te steek en die naam van die Here uit te roep, is dieselfde vermoë wat ek en jy moet kies, gebruik om dissipline en selfbeheersing in ons lewens toe te pas. Ek sien hoe ons dit keep it simple, saints. Ons probeer dit altyd ingewikkeld maak. Nee. Jy het dit nou gekies. Mag die Here help dat ek en jy manne sal wees wat geken is aan die karakter wat in ons lewens teenwoordig is. En hy selfdissipline, en hy selfbeheersing. Let's walk the talk. En weet wat, dan sê Paulus, vermaan mekaar. Van die vertaling sê eintlik, bemoedig mekaar. Die Engels sê, encourage mekaar. Kom ons help mekaar om manne van karakter te wees. Ons neem my vrymoedigheid om inspraak mekaar se lewens te gee.